deel oor beloftes wat so, eintlik kan ek sê wat net waar is, maar wat soveel betekenis vir my gekry het in hierdie tyd wat ek tyd gehad het om bietjie te lees uit die woord uit en by sekere beloftes stil te staan. En een Sondag toe breek die Here hierdie beloftes vir my oop en ek het lank gebroei daaroor. Nou wil ek vanmôre vir u sê dat daar's nie 'n manier dat ek al drie hierdie beloftes in een boodskap kan saam inwerk nie. Dan gaan u vanaand beslis eers by die huis kom. Ek wil nou die eerste belofte so met stadig met u deurgaan. En ek wil met u praat oor hierdie drie ankers of hierdie drie beloftes waaraan u en ek in moeilike tye kan vashou. Waaraan hou u vas vanmôre? As daar iets is wat ek al hoe meer agterkom, dan is dit dat mense nie meer hoop het nie. In plaas van hoop is daar wanhoop. 'n Geweldige onsekerheid. En baie vra die vraag, maar waar is God nou? Ek voel so alleen. So ek noem dit drie ankers of anders gestel, drie kragtige beloftes. Kragtig hierdie beloftes, vriende. Dis drie beloftes wat jy jouself telke male, ek wil amper sê daagliks, in hierdie donker tyd waarin ons lewe, jouself aan moet herinner. Ek gaan al drie die beloftes vir u gee. Ek gaan by die eerste punt stil staan. Ek gaan die tweede een vir u gee en hy's hy's 'n bietjie dieper. Ek het baie meer tyd nodig om hom vir jou te verduidelik. En dan gaan ek ook vir jou die derde belofte gee. En bly saam met my en dan gaan eers die heel eerste een net vir u lees. In Deuteronomium, en dan gaan volgende Sondag DV, gaan ek met u oor hierdie belofte praat. Moses lê op sy sterfbed en bly saam met my na Deuteronomium hoofstuk 33. En dan gee hierdie belofte vir u nou al. Elkeen van hierdie beloftes spreek 'n sekere deel van jou lewe aan. En miskien het jy vanmôre hierdie belofte nodig. En terwyl hy nou deur al jy sal nou sien as jy hier hoofstuk lees, hoofstuk 33, het hy nou al die stamme genoem en elkeen het hy seënwense, het hy hulle teenoor hulle uitgespreek. En dan kom hy hier en hy sê hierdie woorde. Kan jy dit dink? Vers 26 sê, niemand is daar soos God. Hoor wat sê hy daar? Hy sê, wat oor die hemel ry as jou hulp. En oor die wolke in sy hoogheid. Kan jy jou indink dat die oomblik wanneer ek in nood verkeer, dit is so asof hierdie belofte dit so sê, dan gaan dit nou maar so verduidelik, om vinnig by my uit te kom. En ons weet nou dat God is alomteenwoordig en hy is altyd daar, maar dis asof daar so 'n noodbaan is. Jy het al gesien as jy op hierdie snelweë ry, dan is daar 3 bane, dan is daar so 'n ekstra baan wat net vir noodvoertuie daar is. Hoor wat sê Moses, hoe het hy dit beleef? Hy sê, niemand is daar soos God, wat oor die hemel ry as jou hulp. So om vinnig by my te kom, ry hy, jy moet die verskillende vertalings gaan lees, ek wil dit volgende Sondag vir jou oopbreek, ry hy, ek gaan dit nou sê, liglangs, om vinnig by jou en my uit te kom, nee. Hy sê dan hierdie woorde vers 27, hy sê, die ewige God is 'n woning. My so laat dink aan Spreuke 18 vers 10, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Hy sê, die ewige God, hoekom sê hy nie net God nie? Hoor wat sê hy van hierdie ewige God, hy sê, die ewige God is 'n woning en onder ewige arms. Weet jy wat sê hierdie vers? Hierdie ewige God plaas sy ewige arms
onder jou. En dan sê hy vir hulle om sy sterfbed, hy sê, hy, hierdie God, het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê, verdelg. Hierdie gedagte het my so getref en ek wil dit vir jou oopbreek. Wat sê die Hebreëse betekenis van hierdie vers? Wat beteken dit wanneer Moses sê, hierdie ewige God het sy ewige arms onder jou? Nie op jou skouer nie. Nie om jou nie. Daar is 'n groot verskil. As die Bybel het sê, God het sy arms, sy ewige arms onder jou. Blaai gou saam met my na Romeine 12, dit gaan die derde een wees, en ek gaan hom saam met volgende week sin vir jou behandel. En dit is vir my so mooi hierdie. Romeine 12 vers 3. Hier is die derde kragtige belofte. Hierdie beloftes moet jou elke dag aan herinner. Hoekom lees ek nou hierdie een vir jou? Omdat toe Jesus hierdie verhaal vertel het in Lukas 18 dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, het hy gesê aan die einde van hierdie gedeelte wat hy vertel het, hy sê, maar as hy kom, sal hy nog die geloof op die aarde vind. Hoor hierdie derde belofte. Hoor wat sê Paulus, en ek gaan nou vir jou die A-gedeelte van vers 3 lees uit Romeine 12, en dan gaan ek vir jou die laaste gedeelte lees. Hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is. Hoor nou mooi, ek lees vir jou nou die tweede laaste. Na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Hoor gou mooi. God het aan jou en my 'n maat van geloof toegedeel. Ek hoef dit nie te gaan soek nie, ek hoef hom nie daartoe voor te vertrou nie. Hy het dit in my kom gee. Het jy nog geloof? Om elke dag te sê, Here, ek glo U. Here, ek vertrou U, al lyk dinge nie meer asof ons God kan vertrou, sê mense. Is God nog 'n maat van geloof? Ek sê gister vir Andy, weet jy, die Here Jesus sê, hy sê, as jou geloof is soos 'n mosterdsaad, dan sal jy vir hierdie berg sê, berg, hef jou op en werp jou in die see. Gaan dit oor hoe groot die mosterdsaad hier binne in my is? Gaan dit oor my geloof? Dit gaan oor hierdie groot God in wie ek my geloof sit, wat die berg vir my kan laat skuif. Wat maak dat daai berg opgelig word? Here, ek het geloof in U. Daar's 3 dinge wat U daagliks U aan moet herinner. In die moeilike tye waar ons nog steeds dieper sal ingaan, ek noem dit die bek van die groot verdrukking, moet jy hierdie 3 dinge vir jou noem. Ek gaan dit nou nie vir jou nou in volgorde gee, ek sal dit eers volgende Sondag. Maar hy sê, Here, dankie dat ek kan weet, na Moses aan die einde van sy bediening, God het hom magtiglik gebruik. Hy het hierdie 2,5 miljoen Jode, Israeliete het uit Egipte land uitgelei, en wat hy kon sê, hy kon oor al hierdie dinge praat. Hy sê, ek wil net vir julle sê, daar's niemand soos God. Hy is vir ons 'n woning. Sy ewige arms is onder julle. En dan sê hy ook hoekom, hy sê, hy die vyande verdelg. Hoor mooi, as jy staande wil bly in die tyd waarin ons leef, moet jy sorg, jy moet jou daaraan herinner, Here, ek wil seker maak dat U ewige arms, die arms van God onder my is. Daar's 'n groot verskil, gaan jy die verskil uitlig. Daar's 'n tweede ding wat jy vir die Here moet sê, moenie jou geloof verloor nie. Hy sê, Paulus sê, die Here het aan elkeen van ons 'n sekere maat van geloof. Here, dankie dat ek geloof in God kan hê. Dankie dat ek kan glo, Here. Dankie. 3 ankers. Blaai saam met my, ek gaan na 2 beloftes blaai. Matteus 28.
In Matteus 28 vind ons die eerste belofte, en dis 'n belofte waarin u daagliks u self aan moet herinner. U moet dit elke dag, elke oomblik wil ek amper vir u sê, moet u met jou Bybel asseblief oophou. Daar's sekere woordjies wat ek vir jou wil wys. Maar daar's elke dag wat jy hierdie 3 dinge vir die Here moet sê, en die heel eerste waarby ek wil kom, is juis hierdie eerste anker. En hierdie anker staan bekend as die Here Jesus is met my. Glo jy dit? Wanneer laas het jy dit hardop vir jouself gesê? Die Here is, hoor hierdie 2 woorde, is met my. Dis 'n belofte. Hoor gou mooi, ek kan dit nou beloof vir u, maar dis 'n mens wat dit vir 'n mens sê. Maar die Here Jesus is hier aan die woord, en kyk gou, ek lees gou vir jou hierdie belofte, Matteus 28, vers 20. En ek weet nie hoekom ek hierdie gedagtes met u moet deel nie. Miskien sit hier vanmôre iemand, en hy is moedeloos. Ek wil hê jy moet moed skep. En al is u vanmôre nie op standaard met die Here nie, moet jy moed skep. Hoor wat sê die Bybel hier. Hy sê Jesus is aan die woord, en hy sê, en kyk, ek is met julle. Vat die woordjie julle weg en sit jou naam daarin. Kan ek dit so lees? En kyk, ek is met Johan al die dae. Nee, Here, miskien net in 'n week 3 dae, of net vir 'n sekere tyd. Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Hoor wat beloof die Here Jesus. Hy is aan die woord. Hy beloof dat in moeilike tye, hy beloof dat in moeilike situasies is hy met my. Hy beloof dat hy is in moeilike situasies ook nie net met my nie, maar ook by my. En ek en jy moet ons gedurig daaraan herinner. Jesus is in hierdie oomblikke, terwyl ek met u praat en terwyl u daar in die stoel sit, is die Here Jesus by u. Hy is met u. Dis nie hoe jy voel nie, en of jy dit aanvoel, of jy dit kan voel nie. Nee, dis 'n geloofsaak, want hy het dit gesê. Numeri 32 sê, God is geen mens dat hy so lieg nie. Sou hy iets sê? Dink jy God sou iets sê en dit nie bedoel nie? Hy vra dit. Hy sê, sou hy iets sê en dit ook nie waar maak nie? As Paulus skryf oor die beloftes van die Here, daar's meer as 33,000 van hierdie beloftes, kragtige beloftes in die woord van God. Dis 'n kragtige belofte hierdie, om te weet dat Jesus is met my. Hy's met my. Hy sê, hoeveel beloftes, 1 Korintiërs 1 vers 20, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, hy sê, elke belofte is ja, en elke belofte is amen tot heerlikheid van God. En as hy vanmôre hierdie woorde sê, kyk, dis asof hy jou my aandag trek, hy sê, kyk, ek was. Nee, is die een van die groot name van hom, ek is. Of jy nou dit so voel, dit maak nie vir hom saak nie. Hy wil jou hierdie versekering gee vanmôre. Hy wil jou vanmôre hierdie waarborg gee dat jy moet onthou, in die moeilikste oomblik, in die moeilikste krisis waardeur jy gaan, hoe jou omstandighede ook al mag, hoor my kind, ek wil dit vir jou sê, jy mag miskien alleen voel. Jy mag miskien nie daarvan bewus wees nie, maar ek wil net vir jou sê, ek is met jou. Is dat wonderlik? As 'n mens na hierdie beloftes kyk, dan sal jy sien dat hierdie is een van daardie direkte beloftes wat die Here Jesus aan sy volgelinge beloof. Hy maak hier 'n belofte net voordat hy opgevaar het na die hemel. Kyk wat beloof hy.
Hy gaan weg. Ek gaan terug na my vader, hy het vir hulle dit gesê. Hy het dit gesê in Johannes 14, laat julle harte nie ontsteld en bang word nie. Glo in God, glo in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, ek gaan. Hy het vir sy disippels voorberei. Daar gaan 'n oomblik kom wat ek weer terug sal gaan na die hemel, na my vader. En hy sê vir hulle staan, daai groepie disippels staan daar voor hom, en hy sê hierdie woorde, en kyk. En kyk. Hy maak 'n belofte, ek is met julle. Kyk in jou Bybel. Daar staan nie dat Jesus beloof somtyds nie. Jy sien, as Jesus se teenwoordigheid afhang van my en jou gevoelens, sal ons maar min daarvan bewus wees dat Jesus is met ons, want ons gevoelens hardop so. Eendag, verskoon die woord, is ons op 'n haai. As ek 'n lekker stilte tyd gehou hierdie môre, en ek het gevoel ek maak kontak met die hemele, en ek lees en ek verstaan dit wat ek lees, en ek kom daar uit daardie vertrek uit, as ek op 'n haai, dan voel ek, hy is by my. Hy is met my. Maar daar gebeur ook, wanneer ek opstaan, miskien is dit met 'n migraine, miskien voel ek nie daai oggend so lekker nie, maar nog steeds is ek getrou en ek lees die Bybel en ek bid. En daardie oomblik voel ek nie, ek het regtig kontak gemaak nie, maar en ek stap daar uit. Het hy my gehoor vanmôre? Dit voel nie vir my asof hy daar, hoor gemooi, Jesus het nie beloof dat hy somtyds daar gaan wees nie. Hoor gou die belofte, kyk, ek is met julle. Ek sal altyd. Ek sal altyd. Weet jy moet vanmôre in hierdie diens, voordat jy daar uitstap, met jy dit vir jouself hierdie saak uitmaak. Glo God se woord. Glo ek hierdie kragtige belofte wat Jesus gemaak het. Ek is met jou. Glo dit. Miskien moet jy bid en sê, Here, hier is 'n bietjie ongeloof in my hart. Want jy sien, ongeloof maak dit baie moeilik om God se woord te glo. Ag, maar het Jesus dit nie vir daai groepie disippels beloof nie? Is dit nie op hulle lewens van toepassing alleen nie, hoor gemooi? Dis God se woord. Hoor wat sê Hebreërs 13, hy is gister, en hy is vandag, en hy is môre. Hy sal nooit verander nie. En dis juis hy wat hierdie belofte maak. Ek is met jou. En daardie woorde is woorde wat jy elke dag vir jouself moet sê. Ek wil amper sê met 'n daai mooi gewoonte kom. Ons is bang vir gewoontes, maar dis een van die mooi gewoontes wat daar is. Here, dankie dat ek kan weet en ek kom bely dit. Jesus het beloof, hy is vandag met my. Ek gaan hierdie onbekende dag in, ek gaan hierdie onseker dag vandag in, maar dankie vir hierdie waarborg, dankie vir hierdie wete, om te weet, Jesus is by my. Wat doen 'n waarborg, as u ietsie moet koop? Sê nou maar, u koop nou 'n nuwe voertuig, u het 'n waarborg op daai voertuig. Of u koop 'n mikrogolfoond en daar's 'n sekere waarborg daar. Dit gee vir jou gemoedsrus hier binnekant, dat as iets gebeur, daar's 'n waarborg, hoor gemooi. Jesus is die waarborg, hy gee hierdie belofte. Hy sê, hoe onseker hierdie dag mag wees, hoe onseker die toekoms ook al mag lyk, ek is met jou. Weet dit, mag dit so, weet dit. Maar ek neem jou na 'n tweede belofte toe. En nou moet jy sien hoe diep is hierdie beloftes wat hy maak. Jy moet nou saam met my blaai en dan gaan nou die Engelse gedeelte op die bord vir die gooi. Kyk na Hebreërs 13. Die regverdige, die Bybel sê die regverdige sal deur die geloof lewe, vriende.
Ek vat daai belofte, wat beteken dit? Ek sal deur die geloof lewe. Here, ek vat hier beloftes en ek maak dit my eie. Daar's 'n mooi woord nie. Ek eien dit vir myself toe. 2 Sondae terug het hierdie beloftes vir my oopgebreek. En 2 Sondae terug het ek die datum by daai beloftes neergeskryf. Ek sê, Here, ek eien dit vir myself toe. Jesus is met my. Dis nommer 1. En ek het by hierdie vers weer die datum neergeskryf. Ek het dit al, ek het dit weer. Hoor wat sê hierdie vers. En dit gaan nog steeds oor hierdie gedagte, Jesus is met my. Nou jy moet Hebreërs 13 baie mooi deurlees. En nou is dit 2 verse wat eintlik aan mekaar gekoppel word. Die Afrikaanse vertaling, die ou vertaling sê hierdie woorde. Ek gaan dit vir u lees. Julle gedrag is hier daar, Hebreërs 13, in my Bybel in Nuwe Testament 272. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy, met 'n hoofletter, hy, God, het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit mooi, né? Ek sal jou nooit begewe en jou nooit... Nou kom vers 6. Daarom, omdat hy my nooit sal begewe en sal verlaat nie, daarom kan ek met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Hoor hierdie woorde. God sê hierdie woorde. Ek, met die hoofletter, sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wat 'n waarborg, wat 'n versekering. Kyk hoe sê die Amplified Bybel. Ek wil jou net so 'n paar vertalings gou hierso wys. Die Amplified is meer 'n direkte vertaling uit die oorspronklike teks uit. For he, God himself has said. God is aan die woord. Kan hy iets sê wat nie waar is nie? Hoor wat sê hy. I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Weet al gevoel, die Here het my verlaat. Weet al gevoel, die Here het opgegee op my. Hoor wat sê hy? I will not. Kan nou vir jou daai verduidelik. Dan sê hy sê 3 maal in die Engelse vertaling, ek gaan nou vir iets leer. I will not, I will not, I will not. In die oorspronklike teks kom daai woorde I will not 5 keer voor. Maar as gevolg van die Griekse teks, as hy iets wil beklemtoon wat baie belangrik is, dan vat hulle hom nou en hulle maak hom dat hulle net tot op 3 kom. I will, in Afrikaans is dit so. Nee, dit is so uitroep as ek sê, nee, nee, nee. Dis wat hierdie vers sê. I will not. Dink jy enige oomblik, ek sal jou in enige opsig, sal ek jou alleen los. Dink jy enige oomblik, ek sal jou sonder ondersteuning los. Dink jy so, kan jy enigstens so dink? Dis hoe daai teks. Dan sê nee, dan sê, I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Dan is dit so, wanneer ek baie keer so opgewerk is, dan kom hierdie woorde, relax. Here, in hierdie moeilike tyd sê u vir my, relax. Here, u ken nie my bekommernis nie, my kind, relax. My hope on you. Hoor my kind, hierdie is 'n waarborg. As jy nie I will not wil vat nie, dan kom hy dan sê hierdie woorde, assuredly. Verseker, as jy nie I will not glo nie, dan sê ek nog vir jou nog 'n woordjie. Verseker. Jy kan so seker wees van hierdie saak. Hoor nou mooi wat sê hy. I will not in any way fail you. Jy het al gevoel, God het jou in die steek gelaat. Nor give you up. Miskien het jy op God opgegee, maar God sal nooit op jou opgee. Nor leave you without support.
Hoor gou mooi, Here, ek het nie raad nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie, dis moeilike tyd. Here, ek kyk angstig rond, hoor gou mooi. Vat hierdie belofte. Vat hierdie belofte, sê, Here, U is met my, maar terwyl U met my is, sê U hierdie woorde, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kan ek jou 'n ander vertaling wys gou hierso? God assured us, I'll never let you down, never walk off and leave you. We can boldly quote, God is there, ready to help. In hierdie oomblik voel jy miskien hulpeloos. Jy hoor wat sê die Here, ready to help. I'm fearless, no matter what, who or what can get to me. Hoekom? Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So hierdie belofte in Hebreërs 13 herinner ons aan 'n groot saak, aan 'n geweldige groot waarheid. En dit maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie. Of hoe alleen en ek ook al mag voel nie, hoor gou hierdie woorde. God gee sy teenwoordigheid as 'n waarborg. Want die Jesus sê, kyk, ek is met jou. Wat sê Hebreërs 13 vers 5b? My teenwoordigheid. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. I will not in any degree leave you helpless. Dit is wonderlik as God dit sê. 'n Mens kan dit vir jou beloof, maar ons laat mekaar baie keer in die steek. Jy sien, in 'n krisis oomblik is ek so besig met my eie ding dat ek vergeet van, maar wanneer dit kom in daai krisis oomblik, kan ek na die Here toe gaan. Here, ek kom staan op hierdie belofte. Ek kom staan. Ek het al vertel, ek het so 'n Bybel. As ek kerk toe kom, dan vat ek daai Bybel en maak ek hom oop by 'n belofte wat ek weet die Here met my oor praat. Of ek hou dit voor die Here, dan gaan ek kom staan ek so op daai Bybel en sê ek, Here, ek kom staan met my voete vierkantig op daai vers. God het gesê. God het gesê. God se teenwoordigheid is nie afhanklik van hoe ek en jy voel nie. God se teenwoordigheid is afhanklik van sy onveranderlike belofte. Wat is daai belofte? Jy moet hierdie belofte leer, jy moet dit uit jou hart leer, uit jou kop en laat in jou hart insak. Hy het gesê, Jesus het beloof in Matteus 28, ek sal jou nooit begewe. Ja, hy het gesê, en kyk, ek is met julle. God kom, en nou kom hy 'n bietjie verder, hy sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou ook nooit verlaat nie. Wat is sekerheid om dit te kan weet? Ek wil gou vir julle ietsie interessant wys van Hebreërs 13. In die oorspronklike teks het ek vir julle gesê, word hierdie woorde, I will not, I will not, I will not. Kom hy 5 keer voor. In die oorspronklike taal word hy 5 keer so langs mekaar. En dis hierdie woordjie wat ek vir jou gewys het. Nee, dis asof daar so klem. So as hy sê, I will not, praat dit van 'n ontkenning. 'n 5-dubbele ontkenning. God sal jou nooit, jy kan so verseker wees, hy sal jou nooit, wanneer hy nie getrou is aan sy woord nie, is hy nie God nie. Dis asof hierdie skrywer dit vir jou en my wil kom beklemtoon. Vir God is dit 'n saak van onmoontlikheid om jou en my in die steek te laat. Dink mooi wat ek wil sê. Ek wil dit hier sê. As God, en as jy voel dat God jou al in die steek gelaat het, sal jy die eerste een wees vir wie God in die steek laat. Die skrywer sê, dit is onmoontlik vir God. Dan is daar 'n maar, so daar's
'n 5-dubbele ontkenning. Maar in dieselfde sin is hierdie ook 'n 5-dubbele waarborg, 'n bevestiging dat God my nooit in die steek sal laat. Glo jy dit? Dis dinge wat jy moet glo vanmôre. Dis dinge wat jy 'n bietjie kou vanmôre. Dis dinge, 'n besluit wat jy sal moet neem hieroor en dit begin bely. Here, dankie. Dankie. Die ou vyand kom en die roofvoël kom en hy sê Ikabod. Hy sê vir my dis verby. Hy kom en hy kleur hierdie prentjie so donker vir my in. Dis asof die hemel vir my gesluit is. Dis asof God nie hoor nie. Dis asof ek alleen staan in hierdie stryd. Maar hoorie, Here, hoor wat hoor ek vanmôre en ek kom bely dit. Daar's 'n waarborg, 'n 5-dubbele waarborg. Dis asof daai waarborg so 5 keer agter mekaar uitgeskryf word. God sal my nooit, daar's 'n vertaling wat sê nooit ooit in die steek laat nie. Wat hierdie vers so besonders maak, jy moet na die konteks kyk waarin hierdie vers voorkom. Hy begin deur 2 dinge te sê. Hy sê ons lewe moet vry wees van geldgierigheid. Hoekom skryf die Hebreërskrywer dit? Want hy wil hê, vers 6, ek met my vertroue in God kom plaas. Want solank ek plannetjies maak, gaan dit voel asof God my verlaat het. Want dit is my krag. Nou sê hy hierdie woorde, hy sê, my lewe, dat ons lewe vry van geldgierigheid moet wees, die Amplified sê, keep your life free from the love of money. Stay away from the love of money. En dan sê hy, en ons moet tevrede wees met dit wat ons het. Want God sal my nooit in die steek laat nie. Wonderlike waarheid hier. So wat sê die skrywer vir ons? As hy jou hierdie versekering gee, as hy vir jou hierdie waarborg gee, dat God sal my nooit in die steek laat nie. Dan wil hy vir my sê, hoekom raak ons paniekerig? As ek dink aan die toekoms. Hoekom raak ek paniekerig as dit kom by materiële dinge? As ek dink aan my omstandighede. Hy sê, hoekom is daar paniek? Hoor hierdie woorde, want God, die skepper van die heelal, het homself onherroepelik aan my en aan jou as sy kind deur 'n belofte kom verbind. Onherroepelik, my kind, ek kan my woord nie terugtrek nie. Ek kan nie teruggaan op my woord nie. Hy het dit kom verbind met hierdie belofte. Hy het gesê, hoor wat sê hy sê, hier kom hierdie een vertaling, hy sê, nee, ek sal jou nooit ooit, nee, ek sal jou nooit ooit, onder geen omstandighede, verlaat, prysgee, of alleen los nie. Is dit wonderlik? Kan ek dit weer vir jou sê? Want God het gesê, nee, ek sal jou nooit ooit, onder geen omstandighede verlaat, of jou prys gee, of jou alleen los nie. En as daar 'n anker is in die lewe waarin ek vasgryp met 2 arms en 2 hande, dan is dit hierdie woorde. Die Here sê, ek sal jou nooit ooit, onder geen omstandighede verlaat. Ek sal jou nooit prys gee nie. Ek sal jou nooit alleen los nie. Ek wil net gou ten slotte 4 vergelykings maak. Ek sê dis 'n anker om aan vas te hou. In hierdie lewe is daar ankers waaraan ons moet vashou, vriende, want die storms van die lewe, die omstandighede, daar waarin ek leef,
is besig om mense, die winde van die lewe is besig om mense heen en weer te swaai. Weggemooi. 'n Anker hou nie die storm van die skip al weg nie. Alhoewel daai skip ankers het, hy's op hierdie oop see, maak die anker wat aan daardie skip, maak nie dat die storm nie oor die see losbars, oor daai skip nie. Maar wat die anker wel doen, dit verhoed, dit keer, dat die skip nie op rotse beland nie. Die storms van die lewe, as kind van die Here, gaan jou nie vrywaar nie. Inteendeel, die Here Jesus het gesê, ons sal met baie verdrukkinge die koninkryk van God ingaan. Die feit dat ek sy kind is, vrywaar my nie van sekere dinge nie. Omdat ek 'n dominee is, vrywaar dit my nie van hartseer, dit vrywaar my nie van siekte, dit vrywaar my nie van swaar kry. Dit nie vergemooi. Dit keer nie. Hierdie anker waaraan ek vashou, keer nie. Soos wat dit daardie skip keer, om nie op die rotse te beland nie, so keer hierdie anker my. Ek het 'n anker waaraan ek kan vashou, Here, hier's 'n geweldige storm wat woed. Hier's 'n geweldige storm, ek noem vir jou twee, die storm van swaar kry, ons beleef dit al hoe meer. Dit raak 'n saak van oorlewing in huishoudings, vriende. Storm van onsekerheid, mense raak al hoe meer onseker. Jy sien dit in hulle oë. Jy sien die bekommernis op hulle voorkop. En ek wil vanmôre vir u sê, swaar kry en onsekerheid ken ook jou en my adres. Ons word nie gevrywaar nie. Kom na ons almal. Maar die oomblik wanneer ek my anker in God se onveranderlike beloftes daaraan vasgemaak het, dan kan die golwe van die lewe my nie meer meesleer nie. Zeg vir my, is jy geanker? Waar lê jou anker? Waar lê jou anker? Is jy geanker? Kan ek vir jy 'n bietjie 'n paar dinge wys waaraan mense geanker is? Baie keer sê mense, ek is in God geanker. My anker lê daar. Maar as dit by die realiteit van die wêreld kom, dan is mense op ander mense, op ander dinge is hulle vasgemaak. 'n Anker, die tweede vergelyking wat ek wil maak, 'n anker werk net as dit vasgemaak is, en jy verskoon nou die woord, jy sal nou verstaan, net terwille van die woorde. 'n Anker werk net as dit vasgemaak is aan iets groter en sterker as die storm self. Hoor jy wat ek vir jy sê? 'n Anker kom net tot sy reg wanneer dit vasgemaak is aan iets, in aanhalingstekens, groter en sterker as die storm self. Wanneer ek en jy aan die Here Jesus, as ons hom ons anker maak in hierdie lewe, iets groter en sterker as die storm, dan het ek nie nodig om in eie krag daar te staan nie, maar ek kom staan op die onwankelbare beloftes van God. Here, U het gesê, U is met my in hierdie storm. Ek vergeet dit, Here. Here, kyk, soos die disippels, die water het al in die golf het al in die bootjie geslaan, Here, die bootjie is vol water, en ek is met 'n emmertjie besig, ek is net heeltyd besig om die water uit te gooi, om, Here, net om kom bo water te bly, eie krag. Eie krag.
'n anker word nie in vlak water gegooi nie. Jy sal altyd sien dat 'n anker word in diep water afgesak. Diep water. Hulle laat die tou gaan. Totdat daar die anker vasklou aan 'n massiewe, onbeweeglike rots daar in die see. Weet jy wat is jou en my probleem? Ons probeer dikwels ons anker vasmaak aan dinge wat rond beweeg. Nie aan daardie onwankelbare rots daaronder nie. Nee, ons gooi ook ons anker sommer hier in vlak water. Sommer hier. Ons laat hom nie diep sak. Kyk waaraan maak ons ankers vas. Omstandighede. Hoe as dit goed gaan, dan het ek nie anker nodig nie. Maar as my bootjie net so 'n bietjie geskit word, dan gryp ek. Omstandighede is dinge wat rond beweeg. Eie krag is dinge wat rond beweeg. Ander mense, hoe ek stel my vertroue so in ander mense, dis dinge wat rond beweeg. En wanneer hierdie dinge om jou en my begin skit, dan dryf ons weg. Weet jy, die enigste rede hoekom mense wegdryf is net hierdie, omdat hulle nie in die Here Jesus geanker is nie. God sê nie, ek sal met jou wees, as jy hard genoeg probeer nie. Nee, hoor wat sê God. Jy moet hierdie moer, mag die Heilige Gees hierdie woorde diep in jou hart kom ingrafeer, mag dit diep in jou hart insak. Hoor wat sê God. I will never. No, never. No, never leave thee. Is dit nie mooi nie? Ek het nie nodig om die anker te beheer nie. Al wat ek en jy moet weet, wie die anker is. Ons hoef nie die anker te beheer nie. Ons moet net weet, wie is die anker? Wie is jou anker? Wie is jou anker? Ek wil 'n uitnodiging maak vanmôre. Ek is nog by hoofstuk 5, hoofstuk 13 vers 5b. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, sê die Here. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir ons 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Kan jy met vrymoedigheid sê? Die enigste persoon wat dit met vrymoedigheid vers 6 vanmôre kan sê, is iemand wat Jesus sy of haar anker gemaak het. Ek wil vanmôre die uitnodiging baie prakties maak. Ek wil dit daar waar jy sit. Moet jy jou hande so oopmaak. Ek wil jy moet weet, daar was 'n Sondagmôre waar hierdie beloftes, hierdie kragtige beloftes van God, ek dit my eie gemaak en al ook het jy dit jou eie kan maak. Ek wil jy met jou hande so sit. En ek gaan hierdie 3 beloftes wat ek vanmôre genoem het, vir jou noem. En die feit dat jy so sit, sê Here, ek gaan dit nou myne kom maak. Ek gaan dit nou kom vat. Ek hoor hierdie beloftes, ek gaan dit vat en ek gaan dit my eie kom maak. Nie aanskryf nie, ek gaan dit my eie kom maak. Sê jy dit kan doen? Die heel eerste ding wat jy in die oggend vir jou moet opsê is hierdie woorde. En deur die dag telke maal aan moet herinner. Jy hoor mooi? Jy moet jou daaraan herinner. Dit gaan nie outomaties kom nie. Dit is hierdie woorde, Jesus is met my. By my werk, Jesus is met my. By die skool, jong mense, Jesus is met my, hy's by my. Hoe weet ek dit? En kyk,
ek is met julle. Jy skryf jou naam daar, jy kwoteer. Want kyk Johan, ek is met jou. Tot wanneer Here? Net tot die volëinding van die wêreld. Wat 'n waarborg, Here. Ek vat dit vanmôre, ek maak dit vanmôre myne. Dis myne. God himself has said. God het self dit gesê. Ek sal jou nooit begewe. Ek sal jou nooit verlaat. My kind, Here, dankie, ek vat dit vanmôre. Ek maak dit myne. Het jy dit gedoen? Het jy dit jou eie gemaak? Hoor nou vers 6. Daarom kan ek met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper. Here, ek wil net hê, jy moet weet, ek maak u vanmôre opnuut die anker van my lewe. Wat die definisie van 'n anker? 'n Anker kom tot sy reg wanneer hy vasgemaak is aan iets groter en sterker as hy. Here, ek is so jammer tot vanmôre, ek is in eie krag, ek doen alles, eie pogings, alles, Here, alles. Ek kom maak los en ek kom maak vas aan hierdie anker aan u, Here Jesus. Dis u wat hierdie beloftes gemaak het en ek kom maak hierdie beloftes myne vanmôre. En ek wil vanmôre vir u kom sê, vers 6 sê, ek wil met vrymoedigheid kan sê. Nie net in 'n noodsituasie of in 'n krisis, nou is die Here my helper nie. Daarom, omdat ek aan die anker vasgemaak is hy my helper. Dan sê daarom hoef ek nie te vrees nie. Wonderlik, hè? Doen jy dit? Het jy dit gedoen? Kom ons bid saam. Here Jesus, uit my hart uit wil ek vir u so dankie sê vir elke belofte in u woord. Here, u kom praat so met my deur hierdie beloftes. Klein woordjies. I will not. Hoe dink jy, my kind? Hoe dink jy? Hoe kan jy so gedagte gehad het, dat ek jou in die steek sal laat? Dankie dat ons vanmôre die voorreg mag hê as gemeente om weer te kom vasmaak aan hierdie beloftes. Vasmaak omdat u gesê, daarom kan ek nou met vrymoedigheid sê, as ek my vasgemaak het en hierdie dinge glo, dat u my nooit sal begewe en my nooit sal verlaat nie, daarom u is vir my 'n helper. Ek hoef nie te vrees nie. Dankie vir daardie vrede wat in ons harte insak. Ons hoef nie te vrees nie. Dankie dat ons na u kan kyk en net u kan kom dankie sê vanmôre, Here, vir elke belofte dat dit deel is van ons lewens en deel van ons lewens kan word. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Ons gaan een vers sing, net een vers van hierdie lied. En sy woorde is as volg: staande op die beloftes. Ek het nou vanmôre 'n paar beloftes gehoor. Nou volgende week wil ek met jou praat oor hierdie belofte wat Moses vir die volk gesê het. Hy gaan nou sy asem uitblaas en nou gee hy vir hulle